Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek het die naweekie wonderlike voorreg gehad om my kinders almal by die huis te hê. En ons het sommer ons aankoms by mekaar en ons saamwees geselebreit die eerste aand en ons het almal net saam aan tafel gesit en geëet. Ek het 'n skaapbout in die oond gesit en ons het net lekker saam gekuier. En dit het my laat dink aan toe ek groot geword het in die familie, het ons altyd so as familie saam geëet en ouma Ans het haar mooi noritakie borde uitgehaal en haar spesiale mes en vis verkstel en ons het saam as familie gekuier en geselebreit of dit nou Kersfees of Paasfees of iemand se verjaarsdag was. Dit was so lekker om as 'n familie saam te eet. Ek is bederf om ouma se noritakie te kon erf en vanoggend dink ek sommer net aan hoe belangrik dit is om saam met familie tyd te spandeer, om saam met jou mense tyd te spandeer. En toe ons Vrydag aand om die tafel sit en ek besef net wat se voorreg dit is om jou kinders by te hê en toe besef ek net weer eens wat se voorreg dit is om saam te kan eet. Want sien ons het in Januarie laas almal saam geëet om ons tafel. En ek kyk toe terug in die Bybel en ek lees 'n bietjie stories van mense wat saam geëet het in die Bybel en dit was so 'n special ding gewees in die Bybelse tyd om saam te eet, want sien, dit was 'n teken van gemeenskap en eenheid. Dit was baie keer na verbond dan sal mense saam geëet het, na ooreenkoms. Om saam met mense te eet was 'n teken van gasvryheid gewees en daar's ook geestelike simboliek daaraan om te sê, maar ons is een as ons saam eet, ons is almal saam een eenheid. Hierdie naweek wat kom vier ons Paasfees en maak nie saak waar na watter kerk toe jy gaan nie, kan ek jou amper wet, iewers gaan daar om 'n tafel gesit word en ons gaan saam nagmaal gebruik, want ons onthou wat Jesus aan die kruis vir ons gedoen het. En ek wil jou sommer vandag net vra, wanneer laas het jy saam met jou gesin om die tafel gesit, lekker saam gekuier en geëet? Wanneer laas het jy saam met jou geestelike familie om die tafel gesit en net geonthou wat Jesus vir jou gedoen het? Mag jy dit hierdie week nie mis nie. Mag jy hierdie week 'n aand uitsit en dalk nie die kos inskep om voor die TV gaan sit of in die kamers of iewers nie. Mag ons iewers in hierdie week 'n tyd maak om tafel te dek en mooi te maak en net daai eenheid van ons gesinne te kan celebrate. En mag jy oor die naweek iewers in die kerk kom en net weer eens besef wat Jesus aan die kruis vir jou gedoen het. Want dis waaroor ons Christelike geloof gaan, is die feit dat Jesus vir ons gesterf het en dat hy weer opgestaan het. Dis so 'n amazing week wat voor ons lê. Moet dit nie mis nie. Ek hoop jy het 'n lekker dagie.